die wat verjaar in hierdie komende week, Here, ons sê vir U dankie. Dankie dat hulle vir nog 'n jaar aan ons geleen is, Here. Mag hierdie nuwe lewensjaar vir hulle gevul wees met U teenwoordigheid, met U vreugde en met U vrede. So kom dra ons ook elkeen wat voorbereiding nodig het op aan U, Here. Die wat op die voorbereidingslys is, maar so ook die wat nie op die lys is nie, Here. Wil U nie daar diegene in U warm liefde omvou nie. Ons kom sê vir U vandag ook dankie vir die gebede wat U reeds verhoor het. Dankie dat ons kan weet, ons kan U vertrou met hierdie, Here, en dat ons dit by U voete kan kom neerlê. Dankie dat ons berusting kan vind, dat ons die lewende God dien. Amen. Ons hulp is in die naam van die Here, hy wat die hemel en die aarde gemaak het. Die God wat deur Jesus Christus vir jou die pad oopgemaak het na hom, sodat jy by hom kan wees. Hy wat ons vandag weer verwelkom. So is dit my voorreg om jou vanoggend in die naam van die Here te kan groet. Hy wat vir jou staan en vir jou sê welkom tuis. Mag genade en vrede in oorvloed aan jou geskenk word deur julle kennis van God en van die Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Ons gaan so sit, dan sing ons 'n toetrede lied saam. God is hier teenwoordig, laat ons bidend nader, hier waar ons voor hom vergader. God is hier teenwoordig, heilig is die Here, buig in stilte onder Here. Wie hom roem, wie hom noem, Heer en Hemelvader, kom nou almal nader. God is hier teenwoordig, Here gee ons vrede, wees genadig, vol vergewig. Ons is swak en sondig, maar ons niet verkondig, U is die bron van alle lewe. U is Heer, die regeer, lei ons al ons dae, na U welbehae. God is in sy tempel, hemelpoorte wewe, almal buig voor hom wat lewe. Engele sing heilig, heilig is die Here, allerhoogste sfere. Hy die lof, klink ons lof, Here God van vrede, oorroep ons gebede. Here, wat 'n voorreg om vanoggend hier te kan sing, U is teenwoordig. Dankie dat ons dit kan bely en kan weet dat U in die skrif sê, daar waar ons in U naam bymekaar kom, daar is U. Dankie dat dit vandag vir ons 'n voorreg kan wees om hier in U huis te kan sit. Here, waar ons van 'n lang vakansie afkom, waar dinge rustiger was, dankie dat ons hier, voordat dinge weer heeltemal spoed vang, kan terugkom en kan sê, ons is hier, Here. En dankie dat U ook vir ons sê, welkom tuis. Ons loof U en ons prys U naam. Amen. Kom ons staan, dan sing ons 2 lofliedere saam. Yes, my
storms om my woed met krag, en as ek val, is U by my, U het betaal, en ek is vry, daarom sing ek, daarom gee ek U my stem, daarom juig ek saam met snaar en instrumente, daarom bring ek U my dans, sing ek heel dag lang, daarom sing ek oor my lied vir U, o Heer. Heer, uit U hande, kom met wat mooi is en wat heilig is vir my. Heer, U genade, het my weer alles en tot hierdie dag gelei, en as ek val, is U by my, U het betaal, en ek is vry, daarom sing ek, daarom gee ek U my stem, daarom juig ek saam met snaar en instrumente, daarom bring ek U my dans, sing ek heel dag lang, daarom sing ek oor my lied vir U, o Heer. Daarom sing ek, daarom gee ek U my stem, daarom juig ek saam met snaar en instrumente, daarom bring ek U my dans, sing ek heel dag lang, daarom sing ek oor my lied vir U, o Heer. Daarom sing ek oor my lied vir U, o Heer. God van vreugde, God van vrede, God van lewe bovenal. God oor my heen, God van gister, God van vandag, God van ewigheid bovenal. God oor my God van vergifnis en bovenal, God oor my. God oor my.
ewig en ewig. Oh, halleluja. Halleluja in die hemel, halleluja in my hart, vir ewig en ewig. Halleluja op die aarde, halleluja in my hart, vir ewig en ewig. Baie dankie aan die lofspan, dis lekker om julle weer terug te hê, ek moet dit vir julle eerlik sê. Vandag gaan ons saam lees uit die eerste brief van Petrus uit. En ons gaan lees van 1 Petrus 1 vers 3 tot en met vers 9. En ons gaan sien in hierdie brief hoe dit baie toepaslik is op ons ook vandag. Hoe dit nie net vir daai tyd geskryf is nie, maar so ook vir ons hier vandag saam. So net so voordat ons uit die woord van die Here uitlees, kom ons sluit die oë. Here, soos wat ons sing, kan ons nie anders as om te juig met snaar en stem, Here. U het u genade aan ons geskenk, soveel meer as wat ons ooit verdien. Here, hier wil ons uit die skrif uit gaan lees, wil ons kom vra dat u die skrif vir ons sal oopbreek en dit vir ons verteer, sodat ons dit kan opneem, Here, sodat dit in ons lewe kan spreek. Help ons om raak te sien en te hoor wat ons moet uit hierdie gedeelte uit vandag. Kom breek die lewensbrood vir ons ook, Here. Ons bid dit alles in u naam. Amen. Is dit ek wat iets doen? Is dit die kabeltjie? Ok. Ek dink hy behoort beter te wees nou. Ek gaan probeer nie baie beweeg nie, maar ek beloof niks. So ons lees dan saam uit 1 Petrus uit. 1 Petrus 1 vers 3 tot 9. Lofwaardig is die God en Vader van ons Here Jesus Christus. Dit is hy wat ons in sy groot ontferming deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood opnuut verwek het, sodat ons 'n lewende hoop mag hê, op 'n erfenis wat nooit vergaan, besmet word of verwelk nie, en wat in die hemel vir julle in bewaring gehou word. Ja, vir julle wat deur julle geloof deur die krag van God bewaar word vir die verlossing wat reeds is om in die eindtyd geopenbaar te word. Jubel hieroor, al moes julle onlangs vir 'n kort tydjie deur allerhande beproewings bedroef word. Die doel was dat dit duidelik sou blyk dat die egtheid van julle geloof, 'n egtheid wat baie kosbaarder is as goud, wat verganklik is, maar nogtans met vuur getoets word, uitloop op lof en heerlikheid en eer wanneer Jesus Christus geopenbaar word. Hom het julle lief, al het julle hom nie gesien nie. En al sien julle hom nie nou nie, glo julle in hom. En jubel julle met 'n onuitspreeklike en heerlike blydskap, omdat julle reeds deel het aan die doel van julle geloof, naamlik die verlossing van julle siele. Ons gaan net tot sover saam lees. Ek wil hê jy moet vir 'n oomblik dink. Baie van julle was nou op vakansie, baie van julle het dalk gereis, of dalk het jy sommer met Jan Thuisbly se karretjie gery en jy het lekker hier by die huis gewees. Maar ek wil vir julle vra, wie het al 'n nagmerrie rit iewersheen gehad? Dink bietjie terug oor jou lewe. Wie het al 'n rit gehad wat regtig, jy kan nie wag dat daai rit net verbykom nie. Jy kan nie wag om by jou bestemming uit te kom nie. Dalk is dit op pad met vakansie, dalk is dit op pad terug van vakansie af, dalk is dit op pad werk toe en jy's haastig en niemand anders is haastig nie. Ons almal ken daardie gevoel. Dink so 'n bietjie terug. Die rede hoekom ek hierdie vra is, my ouers het onlangs so 'n vieslike ervaring gehad. So 2 dae terug, het hulle afgery Kaap toe met 'n kar vol honde. En op daardie dag besluit hulle nee, hulle gaan 3 uur die oggend vertrek en 2 ure later, daar in die donkerte, daar begin dit reën en daar bars die bakkie se wiel.
Nou daar in die reën, is daar nie 'n skouer nie, dis daar naby Beaufort Wes. So daar's nie 'n skouer op die pad nie, so jy kan nie regtig eers die wiel verander nie. So moes hulle nou aanry op die rim en uiteindelik anyway, daar kom hulle nou vervang die wiel, moet die wiel eers afbreek en. Regtig 'n nagmerrie rit. Dalk het jy ook al so 'n rit beleef, waar jy 'n papwiel iewers gekry het wat regtig jy kan nie nou eintlik hier stop nie. Weet jy wat, ek kan nie nou hier uitklim nie. Weet jy wat, hier's niemand, hier's die selfoon sy nie, ek kan niemand bel nie. Dalk het jy ook al so 'n rit gehad. Ek dink ons almal het al iewers in ons lewe het ons so 'n reis ervaar. Nou dit is presies wat met hierdie gelowiges wat ons hier lees in hierdie teks wat met hulle gebeur het. Hulle het 'n nagmerrie rit gehad. Hulle het 'n rit gehad, nie in die sin van hulle is nou regtig op reis nie, maar in die sin van in die Romeinse koninkryk of in die Romeinse ryk waar hulle was, het hulle 'n nagmerrie rit gehad. Nou om mee te begin moet ons verstaan dat hierdie brief geskryf is aan die wat in die diaspora is. Nou, die diaspora is eintlik net 'n baie fancy woord. Ek gaan net hierdie probeer so 'n bietjie skuif. Die diaspora is eintlik net 'n fancy woord om te sê, hulle het nie in Judea self gebly nie. Met ander woorde, die mense wat hierdie brief ontvang is mense buite Juda, is buite die grense van die provinsie, as jy dit nou so wil sê. Mens sou kon sê, die diaspora is in 'n ander land. Dis mense wat geïmmigreer het. Maar dit is nie hoekom hulle op 'n nagmerrie rit was nie. Dit was oukei om in 'n ander provinsie te bly of in 'n ander land te bly of om te immigreer of enigiets van die aard. Dit was oukei. Maar dit was 'n nagmerrie rit want hierdie brief is geskryf in die tyd van Nero. Nero was die keiser gewees. Nou net om julle so 'n bietjie agtergrond te gee, dit beteken dit was waarskynlik hier tussen 60 en 65 na Christus. Maar Nero, die was 'n erge man, was 'n erge oom gewees. Hy is die keiser wat die ergste vervolging van die Christene uitgeoefen het. Nou net om so 'n oomblik te gee sonder om dit te gewelddadig te maak, moet ons verstaan, hy het letterlik wat hy gedoen het, hy het Christene gevang en dan vir hulle vars dierevelle om hulle gevou, sodat die wilde honde hulle kan opeet. Dit is een van die dinge wat hy gedoen het. Die ander ding wat hy gedoen het, is hy het hulle gevang en dan in die aande terwyl hy 'n lekker partytjie hou, dan is hulle die fakkels wat brand vir in sy tuin. Dit is die nagmerrie rit waarmee hierdie ouens te doen gehad het. Nou dalk sit jy vandag ook op 'n donker plek. Want soos ek sê, dit is in hierdie donker tyd wat hierdie brief by hierdie ouens uitkom. En dit was 'n brief wat gesirkuleer het, hy het nie net na een plek toe gegaan nie, hy het roetes gery, as ek dit nou so kan sê. En op elke plek het iemand hom gelees vir die mense, die gelowiges wat daar is. Dit is nogal 'n donker tyd vir hulle gewees. En dalk sit jy vandag ook op 'n donker tyd. Dalk moet jy vandag ook weer net rustig raak en besef, weet jy wat, as ek baie eerlik is, gaan dinge regtig nie tans goed met my nie. Dalk is jy heeltemal aan die ander kant, maar dan weet jy definitief ook, ons almal leef die lewe, ons almal weet, daar kom tye wat baie donker is, daar kom tye wat daar nie voel of daar lig aan die einde van hierdie tonnel is nie. Daar kom tye wat ons regtig nie weet watter kant toe om te draai nie. En so, as gevolg van dit alles, kan ek met volle vrymoedigheid vir julle sê, hierdie brief wat ons nou saam gelees het, die begin van hom, is nie net geskryf, daai ons van daai tyd nie, maar dit is ook geskryf vir my en vir jou. Dit is geskryf vir my en vir jou wat vandag ook hier saam sit. Want weet jy wat, dit is waaroor hierdie gedeelte gaan. Dat ons selfs as ons swaar kry, reeds tuis is by God. Ons is reeds tuis by God, deur die opstanding. Deur die kruis, deur die opstanding. Dit is, kom ons kan sê, ons is reeds tuis by God. Nou, ons het die afgelope tyd, het ons ook 'n lekker reis gehad, in die kerkjaar. En ons het nou laasweek Goeie Vrydag gehad en toe opstanding Sondag. Voor dit was dit lydingstyd en eintlik as ons nog voor terug gaan in die kerkjaar begin eintlik mos al reeds met Advent. Want ons gaan van die geboorte tot by die kruis, verby tot by die leë graf. So ons het ook deur 'n reis gegaan. 'n Reis wat baie maklik baie donker kon gelyk het vir ons. 'n Reis wat gemaak het dat dit vir ons ook swaar kan wees.
En so 'n week na Paasfees kom hierdie brief en hy sê vir ons dat ons moet jubel. Ons moet jubel en juig oor die hoop wat ons het in Christus. Dis hoekom ons moet jubel en juig, want ons het hoop in Christus. Want ons het dit gekry toe Jesus laasweek Sondag wat ons herdenk het, uit die dood uit opgestaan het. Dis hoekom ons hoop het, ten spyte van hierdie nagmerrie rit wat ons soms in die lewe ervaar. Daarom het ons hoop. Ons hoop lê daarin dat ons tuis is alreeds by God. Dit is waar ons hoop lê. Nou om die waarheid te sê, sê Petrus vir ons hier in hierdie brief, die beproewing is net 'n tydjie. Nou onmiddellik wil mense sê, wat? Hierdie ou is simpel, hy is van sy kop af. Baie van daardie Christene wat in hierdie tyd sou geleef het met die eerste brief, sou hulle die hele lewe lank beproewing beleef het. Hulle sou hulle hele lewe lank vervolg geword het. Maar wat Petrus eintlik hier probeer doen, is hy probeer ons perspektief so 'n bietjie verskuif. Want wanneer hy van 'n tydjie praat, dan wil hy kom sê, weet jy wat, ons mis die punt. Want in vergelyking met die hoop, is dit net 'n tydjie. Ons praat hier van die ewige. Dis hoekom hy kan sê dat die beproewing is net 'n tydjie. Want hy praat hier van die ewige. Dit is maar 'n druppel in die emmer, hierdie tydjie wat ons hier op aarde is, as ons dit vergelyk met die ewige wat ons saam met God in die hemel spandeer. Want ons moet verstaan, ons is geskape om by God te wees. Dis hoekom ek en jy, as ons terug gaan Genesis toe, dit is hoekom ons geskape is, om saam met God in verhouding te wees. En nou, deur Christus wat vir ons kom sterf het, kan ons weer daai gapingbrug, kan ons weer nader tot God. En daarom is ons weer in verhouding met God. En as ons dit dan onthou, dan moet ons verstaan, hy praat hier van die ewige, nie net van 'n kort tydjie nie. Dit is hoekom daar hoop is. Nie omdat dinge altyd goed gaan met Christene nie omdat dinge altyd lekker is nie, maar omdat die lewe nietig is sonder God. Omdat ons geskape is om by hom te wees. Kom Petrus en hy sê vir ons, weet jy wat, daar is beproewinge en dit gaan kom en jy gaan dalk twyfel op 'n stadium. En weet jy wat, dis okay, jy is mens. Maar verstaan dat die lewe nietig is sonder God. Sonder God is daar nie hoop nie. As ons nie verstaan, soos wat predikers sê, dat alles tot niet is sonder God nie, dan kan ons nie hoop hê nie. Want dan soek ons hoop op ander plekke. Dan begin ons hoop soek op dinge wat nie volhoubaar is nie. Of dit nou geld is, drank, kuier, vriende, wat ook al. Dan soek ons hoop op verkeerde plek. Want sonder God is daar nie hoop nie. God is die bron van die ewige hoop. Met ander woorde, Petrus kom hierso en hy sê eintlik vir ons wat Johannes in sy evangelie wil sê. Ons is in die wêreld, maar ons is nie van die wêreld nie. Ons is in hierdie wêreld, ons is deel van hierdie wêreld, ons beleef die dinge van hierdie wêreld, maar ons is nie van hierdie wêreld nie, want ons hoop is geanker in iets groter. Ons verstaan dat daar nie hoop is sonder God nie. En weet jy wat? Ons het reeds die versoening ontvang. Ons hoop lê in die ewige en nie in die tydelike nie. En soos kom Petrus hierso en hy sê vir ons indirek in hierdie brief, kom hy en hy sê vir ons welkom tuis. Welkom tuis. Welkom tuis hier na die Paasfees. Want weet jy wat, Christus het die deur kom oopsluit sodat jy hier kan wees. Christus het die deur kom oopsluit deur sy lewe, deur sy kruisiging, deur sy opstanding uit die dood uit, het hy die deur kom oopsluit sodat jy welkom is hier in God se huis. Sodat ons nie meer kan sê, maar ons val heeltyd nie. En ons val heeltyd. Ons moet dit erken vir mekaar ook. Ons val keer op keer. Maar Christus se bloed kom
en dit was ons skoon en sê, dis oké. My genade is vir jou uitgestort. So Christus het die deur vir ons kom oopmaak. En so kan ons vir mekaar ook sê, welkom tuis, hier 'n week na Paasfees. Ons sê vir mekaar welkom tuis, nie in die sin dat ons reeds in die hemel is, of enige so iets nie. Maar ons kom sê vir mekaar welkom tuis, want weet jy wat, ons staan in verhouding met God. Ons kan weer tot God nader. Ons het die genade en die liefde en die vrede en die vreugde, jy kan by die hele vrug van die Gees afgaan, het ons ontvang, reeds. Daarom kan ons mekaar sê welkom tuis, want ons staan in verhouding met God. Dit is hoekom ons kan sê vir mekaar welkom tuis. Ek gaan vra dat, weet ek nie waar's Diek en Riekie vir ons so lank net, ekskuus nie Riekie nie, dat julle net vir ons die tafel kom regmaak asseblief. So as ons dan nou verstaan dat ons genooi word om hier aan tafel te kom sit en dat God vir ons kom sê, weet jy wat, welkom tuis. Welkom tuis hier waar jy dalk nou 'n lang vakansie gehad het. Ja, in die fisiese sin ook. Maar welkom tuis, my seun het vir jou kom sterf. Welkom tuis, my genade is by jou. Welkom tuis, ek het dit kom doen wat jy nie kon doen nie. Ek het dit vir jou kom doen. Dit is wat ons hierso vandag saam vier. Hier waar God vir ons kom sê, welkom tuis. En so nooi God ons dan nou uit om saam vandag by die nagmaaltafel te kom sit. Om hier saam te kom sit, en ek wil eintlik nie sê nagmaaltafel nie, ek wil eintlik sê die etenstafel, die goddelike etenstafel. Nooi God ons uit en hy sê, kom sit hier by my, welkom tuis. Die deur is oop. Die Here self het vir ons daardie deur oop kom maak. Deur dit wat ons 'n week terug herdenk het. So kom die Here en hy sê vir jou, welkom tuis. Ek hoop julle hoor wat ek wil hê julle moet hoor vandag. Welkom tuis. Welkom tuis hier by die Here. Hier is sy liefde, hier is sy vrede, hier is sy vreugde. Ek gaan vir die diakens vra om vir ons die tekens van die nagmaal uit te deel asseblief.
Kan ek dit vra, het almal brood en wyn gekry? Sê jy, kort daar iets. Brood. Okay. Wyn, daar kort wyn bo as julle net vir my kan boontoe vat asseblief. Ek bevestig graag net weer, het almal nou brood en wyn. Lyk vir my so. Voor die kruisdood het die Here die nagmaal kom instel, saam met sy disippels daar by die avondmaal. En hy het ook daardie aand vir hulle en so ook vir ons aan vandag simbolies kom sê welkom tuis. Hy het daardie nag reeds vir ons die nagmaal ingestel en die spreekwoordelike deur na die Vader toe vir ons oopgemaak. En deur die nagmaal word ons dan opnuut uitgenooi om die verbond tussen ons en God te vernuwe. Om terug te kan dink aan dit wat hy reeds vir ons kom doen het en om te verkondig dat hy lewe. Om nie te stop by die kruis dat hy dood is nie, maar om oor te gaan na die leë graf toe. Om te gaan en te verkondig hy lewe. Die nagmaal is die tekens van die lewe. En dit is ook 'n vreugdefees wat ons saam vier as medegelowiges. En so die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Daar waar jy nou aan die tafel sit, nooi hy jou uit, om hierdie brood te neem, om dit te eet, om daaroor te dink, en om te glo, dat sy liggaam gebreek is, tot volkome verzoening van al ons sondes. Nadat hy die brood gebreek het, het hy ook die wyn geskink. Hy het die wyn geskink en vir sy disippels gesê, hierdie is my bloed. Hierdie is my bloed wat gestort is vir jou. En die beker van danksegging is die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. En daar waar jy nou sit, hier aan hierdie godelike tafel, nooi hy jou uit, om hierdie wyn te vat, om dit te drink, om daaraan te dink, en om te glo, dat sy bloed gestort is tot volkome verzoening van al jou sondes. Ek wil graag hoor, is daar enige iemand wat gebruik wil maak van die beker? Wys net vir my om hier 'n hand op te steek. Daar agter.
Is daar nog enige iemand wat gebruik wil maak van die beker? Dankie Philip. Mag jy nou ten diepste bewus word dat die Here jou vrygespreek het van al jou sonde en dat sy bloed in sy volle genade oor jou gevloei het en dat dit aan jou geskenk is deur die liggaam en die bloed. Die liggaam wat gebreek is vir jou en die bloed wat gevloei het vir jou. Die bloed en die liggaam van ons kosbare redder, Jesus Christus. Voordat ek afsluit wil ek hê jy moet vir 'n oomblik terugdink. Baie van julle, soos ek sê, kom nou van vakansie af, dalk het jy 'n dagrit iewers heen gedoen. Ek dink almal wat ons vir almal kan sê is, as jy by die huis kom, dan sal een ding wat gebeur. Die werk begin weer. As jy terugkom van vakansie af, dan begin die werk weer. En so moet ons besef dat die skool weer begin, die werk weer begin, en ek wil vir jou sê, die werk begin ook weer vandag. Begin nie nou eers vandag, nie, het begin weer vandag. Ons moet dinge uitpak en afpak, ons moet dinge skoonmaak en regmaak. En net so moet ons in ons geestelike lewe ook na hierdie afgelope tyd, wat ons herdenk het, moet ons besef die werk begin. Ons moet die Here loof en prys. Ons moet die Here loof en prys hier, waar hy vir ons kom sê, welkom tuis. Maar ook moet ons dit nie vir onsself hou nie. Ons moet dit gaan verkondig. As 'n Christen kan jy nie die evangelie vir jouself hou nie. Want dit is die goeie nuus. Dit is, as ons baie eerlik is, die enigste nuus wat saak maak in hierdie wêreld. So jy kan dit nie vir jouself hou nie. Jy moet dit gaan verkondig. En of dit nou aan die werkers op die plaas is, vir jou skoolvriende by die skool, vir vriende saam wie jy kuier, dalk wanneer jy draf, dalk as jy by 'n til is, jy moet dit gaan verkondig. So welkom tuis. Nie eendag nie, nou al reeds. En juis omdat ons reeds tuis is, daarom begin die werk. Daarom kan ons nou leef, loof en verkondig. Want ons is reeds by hom. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, Here, daar is geen naam soos U naam nie. Mag U naam geheilig word, want U is die een wat is, wat was en wat sal wees. Here, dankie dat ons vandag op hierdie tasbare wyse ook kon beleef hoe U vir ons daaglikse brood gee. Maak ons ten diepste daarvan bewus. Maar Here, wanneer ons val of oortree, en Here, U weet, ons doen dit, ons sukkel daarmee, Here, ons is tog net mense. Wil ons U kom vra in daardie tye, wil U nie ons oortredinge vergewe nie. Help ons om te streef om nie weer in dieselfde slaggat te val nie, Here. Mag ons hierdie genade wat ons vandag ontvang het, nie vir onsself hou nie, maar mag dit werklik gaan vertel word aan die hele wêreld. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Ek gaan die lofspan vra om so lank vorentoe te kom. Nou gaan ons saam opstaan en ons gaan 'n slotlied saam sing. Nou die slotlied is Loof hom met die tromme, en ek het gehoor, en die hele rede hoekom het hierdie lied is, want ek het gehoor, daar is baie mense wat jonk van gees is, so ek wil dit vandag bietjie hoor, wanneer ons hierdie lied saam sing. So kom ons staan, dan sing ons slotlied, en dan staan ons ook vir die uitspraak van die seën. Loof hom met die tromme, loof hom met die harp, loof hom met die klinkende simbale. Alles wat as met loof, loof die Here. Alles wat as met loof, loof die Here. Prys hom met jou stemme, prys hom met die hand, prys hom in die hemel en op aarde. Alles wat as met loof, loof die Here. Alles wat as met loof, loof die Here. Alles wat as met loof, loof die
sing net, loof die Heer. Iets wat ek vergeet het om te noem is die kategese begin wel weer vandag. So asseblief, almal wat daarbey betrokke is, onthou daarvan. En ja, kom drink sommer net 'n lekker koffie saam na die tyd, koffie of tee. Het sal lekker wees om saam met julle weer te kuier. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en aan julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee en die Here kom sê vir jou vandag, welkom tuis. Amen.